Goeiedag luisteraars, baie welkom by vandag se program. Ek glo en vertrou dat dit vir jou 'n blessing gaan wees vandag. Die tema van die boodskap wat ek vandag wil deel is, wat kan ek vir jou doen? En ek skop dan sommer dadelik af om vir ons te lees uit die woord van God. In die skrifgedeelte kom uit Markus 10, vers 46 tot 52. En hulle het in Jerigo gekom. En toe hy en sy disippels en aansienlike skare uit Jerigo uitgaan, sit die blinde man Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad en bedel. En toe hy hoor dat dit Jesus, die Nasareëner was, begin hy hom uit te roep en te sê, Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. En baie het hom bestraf dat hy moet stil bly, maar hy het al harder geroep, Seun van Dawid, wees my barmhartig. Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word. En hulle roep die blinde man en sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep na jou. En hy gooi sy oorkleed af, staan op en kom na Jesus toe. En Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabboni, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik het hy gesien en Jesus op die pad gevolg. Ons lees hier hoe Bartimeus soos elke ander oggend opgestaan het. Daar was niks gewoon aan hierdie dag nie, niks wat dit besonders gemaak het nie. Soos elke dag tevore in sy lewe het hy wakker geword, en hy kon waarskynlik die gloed van die daglig op sy gesig voel skyn. Die son se opkoms was egter vir hom nog steeds net so donker, soos die donker hoop van wanhoop waarin hy homself bevind het. So trek hy sy roukleed aan en gaan sit langs die pad en bedel. Sy oor fyn ingestel om te hoor, wanneer iemand dalk sal verbykom sodat hy vir 'n almoesie kan vra. Maar hy hoor nie net die mense wat verbykom nie, hy hoor ook alles wat hulle sê. So word daar al vir baie dae lank bespiegel oor hierdie man wat wonderwerke doen. Sommige sê dat hy is 'n profeet, ander sê hy is die Messias, die een wat gestuur sou word om die volk uit hulle verdrukking te red. En vandag hoor hy die geskarrel van mense, en hy hoor dit is daardie man van wie hy gehoor het wat op pad is. Soos wat hy op daardie oggend nie die lig kon sien van die son se opkoms nie, so kon hy ook nie die lig sien met sy fisiese oë van Jesus wat aangestap kom nie. Maar die warm gloed van liefde deur die teenwoordigheid van sy redder het dadelik op sy hart gegloei. En die woorde wat sy hart uitgeroep het sommer net natuurlik oor sy lippe gevloei. Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. Die skare mense wat gewoond was aan sy rougewaad wat daagliks sit en smeek vir almoses, probeer hom stil maak. Die lawaai van die skare mense was al reeds so oorweldigend dat hulle het gesukkel om Jesus te hoor. En dan kom hierdie man boonop en hy skree, so erg dat hulle Jesus nog minder kan hoor. Hulle wil almal deel hê daardie dag aan Christus, en hulle het vir hulle self sy aandag, sy tyd toegeëien, min wetend dat Jesus het 'n afspraak gehad met een persoon, die een in die roukleed, die een wat gebroken was van hart. Jesus was daar vir hom, om vir hom vrylating uit te roep en die lewenslange tronk van blindheid te kom open. Jesus was nie daar vir die skare mense nie. Hy was daar vir die een wie sy hart so verlang het, dat hy net harder en harder geroep het. Jesus, Seun van Dawid, sien my raak, wees my barmhartig, hoor my roep na U en sien my raak. En die Seun van mens, sy oor was ingestel om sy skape te hoor. Ten spyte van die lawaai van die skare en die geskarrel van mense, hoor hy Bartimeus se uitroep na hom. En hy gaan dadelik stil staan en hy roep vir my Bartimeus om nader te kom.
Daar dieselfde skare mense wat hom probeer stilmaak, het roep hom dan om nader te kom. En die oomblik as hy hoor dat Jesus ag gegee het op hom, gooi hy onmiddellik sy oorkleed. Daardie roukleed wat hy sy lewe lank gedra het, gooi hy af. Onmiddellik staan hy op van sy hoopie van wanhoop. In geloof het hy geweet dat Jesus sal hom genees. Hy plaas sy vertroue ten volle op hom. Hy hou nie terug deur daardie roukleed nog steeds maar aan te hou en stadig nader te sluip, net vir ingeval Jesus dalk nie vir hom sou genees nie. In die oomblik het hy waaragtige geloof en vertroue. En hy skroom nie weg daarvan om dit openlik vir almal te wys nie. Sy tydperk van rou, die tydperk van wanhoop is verby. Dan kom hy by Jesus, en Jesus vra vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Kon Jesus dan nie sien, dat hierdie man blind is nie? Hoekom vra hy vir die man wat hy vir hom moet doen, as hy sekerlik kon dink dat die man sy sig sou wou hê? Bartimeus het 'n keuse gehad die oomblik toe hy voor Jesus staan. Hy kon voor die Here staan en hom vir 'n almoes vra. Of hy kon hom vra om die een onmoontlike ding wat hy sy lewe lank van gedroom het vir hom te doen. Daar is by Bartimeus geen twyfel nie. Nie 'n oomblik van aarzeling nie. Rabboni, meester, dat ek mag sien. En onmiddellik word sy versoek toegestaan en sy oë geopen dat hy kon sien. Bartimeus se genesing het egter in die begin, toe hy sy oë oopmaak en kon sien nie. Sy genesing het gekom toe hy daardie rou gewaad van hom afgegooi het en opgestaan het uit sy posisie van wanhoop. Daar waar jy sit vandag en na hierdie boodskap luister, wat is dit wat jou siel so verskriklik moeg maak, dat daai roukleed van depressie oor jou hang? Wat is daardie diep verlange, die versigtiging van jou hart, wat jy nie eers waag om oor jou lippe te uiter nie? Ek lees vir ons Psalm 42, en ek gesels sommer so tussendeur oor hierdie gedeelte. Vers 3. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek kan ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Wat is daardie verlange in jou hart wat jy vandag vir jou pappa wil vertel? Vers 4. My trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Wie is daardie skare mense wat jou probeer stil maak, sodat jy nie vir Jesus moet aanroep nie? Is die skare mense dalk jou eie emosies en gedagtes, wat vir jou vertel dat jy nie goed genoeg is nie, en dat die saak hopeloos is? Vers 5. Hieraan wil ek dink, en my siel uitstort in my, hoe ek gewoond was om voor te trek met die skare, hulle gelei het na die huis van God met die stem van jubel en lof, 'n feesvierende menigte. Jy weet wat God vir jou en deur jou kan doen. Jy het reeds die boodskap van die evangelie ontvang. Jy dra reeds die kennis van wat Jesus vir jou kan doen. Vers 6. Wat buig jy jou neer, o siel, en is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Dis nou tyd om die roukleed af te gooi en op te staan, want hy het jou geroep. Staan op, in die naam van Jesus Christus, jou koning, jou verlosser, saligmaker en redder, het jou geroep gehoor. En in hierdie oomblik sien jy nie die lig nie, want alles is nog net so donker om jou. Maar voel die warm gloed van sy liefdevolle teenwoordigheid op jou hart en staan op.
Hy het die hulpkreet van jou hart gehoor, nog voor die woorde van jou lippe kon afglui. Staan op, want hy roep na jou. Vergeet wat die mense gaan sê, want daardie einste mense kan vir jou niks doen nie. Vergeet van die stemme in jou kop wat jou vertel hoe onwerklik dit is, en die emosies van wanhoop wat jou wil oorweldig. In geloof en vertroue, waaragtige vertroue in die een wat jou so lief het. Gooi die roukleed af, sodat die genesing kan begin. Staan op en gaan na hom toe. En as jy voor hom staan, en hy vra jou wat hy vir jou moet doen, moenie skroom om die onmoontlike te vra nie. Moenie vergenoegd wees met net nog 'n almoesie nie. Jou verlosser staan voor jou. Hy het aan die kruis gesterf, sodat jy die onmoontlike kan ontvang. Moenie terughou nie. Hy maak die onmoontlike moontlik. Daar's niks wat hy nie vir jou kan doen nie. Hê vandag die boldmoes om te sê, Here, ek wil sien. Here, ek is in 'n rolstoel en ek wil opstaan en ek wil loop. Here, my hart breek van eensaamheid, kom vul dit met u vrede. Rabboni, meester, ek het kanker, ek wil genees word. Here, ek wil lewe. Here, dat my verhoudinge met my familie en met my vriende restoreer sal word. Here, ek wil vry wees van angs en vrees en depressie. Hemelse Vader, Skepper van die hemel en die aarde, Grote God, u hand is nie te kort om die kinders te verlos nie. Aan u behoort al die mag en die krag en die heerlikheid. Here, ek weet dat niks is by u onmoontlik nie, maar ek spreek hierdie woorde ter wille van u kinders wat luister. In die naam van Jesus Christus, Rabboni, meester, hoor vandag die smeekgebed wat uitgeroep word deur elke hart. Maak die stemme rondom en in hulle stil, terwyl hulle in geloof en vertroue, in volmaakte, volkome liefde opstaan. En laat die vuur, die krag van die Heilige Gees hulle aanraak, sodat hulle genesing mag ontvang. Ek bid vandag, Here, dat die onmoontlike moontlik sal word, wanneer u wonderwerke in hulle en deur hulle sal verrig. Ek dank u, Here, en ek bring vir u 'n lofoffer van dankbaarheid. Aan u kom toe al die lof en al die eer vir elke getuienis en elkeen wat u gaan volg. Ek loof en ek prys u, my verlosser, my redder, my zaligmaker, Rabboni, my meester, in die naam van Jesus Christus. Amen.